Almighty God, we bow before you. We bless your name. We bless your name. Almighty God, we bow before you. We glorify, we glorify your holy name. We bow before you. We glorify, we glorify your holy name. We bow before you. We bless your name. We bless your name. Almighty God, we bow before you. We bless your name. We bless your name. Almighty God, we bow before you. We glorify, we glorify. We
para sa groeten en mooie naam van ons Here Jesus. Dis nie 'n ander naam wat ek julle vanmôre kan groet nie, maar die naam wat krag dra, die naam wat verlossing bring, die naam wat red, die naam wat kan verlos, die naam wat genees. Halleluja. As jy op daai naam roep, dan gee die Here antwoord. En sy woord sê hy, wat jy vra by die Vader in die naam van Jesus, dit jy al reeds gekry, jy moet net glo. Jy moet net vanmôre glo. Nou ons gaan nog so 'n lekker aanbidding sing en sal ons die Here loof en prys. Vir die hele week wat hy ons deur gedra het, die hele jaar het die Here ons deur gedra. En daarvoor is ons dankbaar vanmôre vir die Here. Halleluja. Bless me now, oh bless me now, my Savior. I'll come to bless me now, oh bless me now, my Savior.
gevind het, Here, as U nie vir ons aan die kruis gesterf het, Here. Here, U bloed het gevloei op Golgotha. Oh Lord Jesus, we praise You, Lord. Dankie, Here. Terwyl ons in die teenwoordigheid is, sal ons net asseblief vorentoe roep om vir ons die dienswerk van die Here te open. Halleluja. Zaligmaker voor ons koning. Here is die blank en mooie ster ons Vader. Here is die soet ons samen. Here, daar is niemand soos U vanmorgen, van U in die hemel en die aarde geskapen, ons Vader. For heaven is your throne and earth is your footstool. Father, this morning we come before You, we pray for the presence of the Holy Spirit to abide within us, Father. This morning we come before You and we pray for Your forgiveness, for the wrongs that we've done, the things that we've said, the things that we've taught with our mind, Father God. For against Thee and Thee alone have we sinned and fallen short of the glory of God. Father, cast us not away from Thy presence, and do not take Thy Holy Spirit away from us, Father. This morning we come before You, Father God, to exalt You, to glorify You, and to lift Your name on high, Heavenly Father. This morning we come before You, Father, to glorify You, for You are the King of kings and the Lord of glory. This morning we thank You for Your protections, Father God. Thank You for Your providence, Heavenly Father. Thank You that You are a deliverer, Father God, that You are the Master, that You rule above heaven and earth, Father. This morning we pray for Your will to be done on earth as it is in heaven, Heavenly Father. This morning we pray for Your angels to camp around us, Father God, and that You cover us under the precious blood of the Holy Lamb this morning. This morning all that we do, Heavenly Father, let it be a sweet aroma unto You, Father, in the mightiful name of Christ the Lord, Son of the living God, Jesus of Nazareth. May we lift up holy hands this morning, Father, in the mighty name of Christ the Lord. This morning we say thank You for Your word, for Your word is healing unto our flesh and is marrow unto our bones, mighty God. This morning Your word is a life unto him that findeth it, Heavenly Father. For Your word have we hid in our hearts, that we might not sin against You, Heavenly Father. For Your word is a lamp unto our feet and a light unto our path, Father God. For not by prayer alone shall we live, but every word that comes from the mouth of God. This morning Your word shall not return void unto You, but it shall accomplish where You have sent it. We thank You for Your esteem Your word higher than Yourself, Father God. For faith cometh by hearing, and hearing the word of God this morning. This morning we come before You, Father God, for we are nothing without You, Heavenly Father. Bless the youth this morning. Bless the Sunday school this morning. Bless the true prophets of God. Bless the true evangelists of God. Bless the true pastors of God, the true apostles of God, the bishops and the deacons this morning, Father. Those that worship You in spirit and truth, Father. Multiply them, Father God. We thank You for the measure of faith that You have given us, Father, that we shall glorify You and exalt You. We thank You for the work that will be done this morning, Father God. We thank You this morning for every hand that will give, not just what they have in their pockets, but what they have in their hearts, Heavenly Father. In the mighty name of Christ the Lord, Son of the living God, thank You this morning, for You know the very hair in our heads, Father, for You know it by number. We thank You this morning as we pray for those that could not make it to the house of God, wherever they may be, Father God. Preach to them through the presence of the Holy Spirit. We thank You for the Spirit of truth this morning, for we shall know the truth, and the truth shall set us free, Father. For You have blessed us from the crowns of our heads to the soles of our feet. For we are blessed coming in, and we are blessed going out, Father God. For we are the head and not the tail. We are above and not beneath. We are more than overcomers this morning through Christ who strengthens us. Father God, we come against the plans of the enemy, and we say, Satan, the Lord will preach You this morning. The blood of Jesus is against You. We come against every exalting spirit that wants to exalt himself above the knowledge of God this morning, and we declare Your power and Your presence powerless in the name of Christ the Lord. We thank You this morning, Father God, for the musician. We thank You, Father God, for our pastor and our bringing the word, Heavenly Father. May it be a fruitful word, Father.
phone this morning. In Jesus' mighty name. Ons loof ons aanbid U. Ons dank U vir die vrou vanmorgen wat die dienst in Vader. Dat sy het lees ons eer van bestuur, Vader. In die wonderlijke naam van ons Heer Jesus Christus, Jesus van Nazareth. In die wonderlijke naam van ons Heer Jesus. En ons dank U vir alles vanmorgen. En ons bid en ons wil maak elke mens aan buiten toe. Maak elke mens aan een gevangene toe. Maak elke mens aan ons betalen toe. Doe wat ze ons op straat en makkelijk toe vanmorgen. Alle wat verloren is, makkelijk toe vanmorgen, Heer Jesus. Alle wat gewekslaaid is, Heer Jesus. Makkelijk toe vanmorgen. Want dan koos u het bloed van die land. Van u het versterven voor ons allemaal op de kruis van Golgotha. En vanmorgen is ons dank u dat het graf is hier. U het opgestaan en het opgevaard. En dan zullen we rechterhand van Vader. Ons prijs ons aan tot Heer Jesus. Met alle dank zeggen in Jesus' naam. Amen.
Here vanmorgen. Dat gaan we goed samen met ons. Ons is allemaal hier zo. Dat gaat nog niet zo goed met broer doen. Maar ja, hij is in onze gebeden. Hij was nog vrijdag weg voor de operatie. En hij heeft de operatie gedaan. Hand is een beetje lelijk opgezweld. En dan weet ik erbij pijn en ze zei van haar is baie zeer. Maar ja, hij moest dus zomaar in wat in die kerk heeft blijven. So dat moet zeker iets rechtig is wat hem bekiet afdruk. Wat ons vertrouwen die Heere laat hij gewoon weer op die been zal is. Ja, ik wil het niet verwelkomen doen. Sister Martha is verwelkom. Onze senior, onze groot senior. Ons het al lang klas in die bediening gehad met hij, met die saamtrek. Want ja, ons kan niet van haar kwaliteit nemen. Elke heeft zijn eigen problemen, elke heeft zijn eigen ziektes. Oma's al oud. Zo ons verstaan, Sister Martha, als u niet kan hier zien. Als weer die hart van u wees. Halleluja. Als verwelkom onze broer achter, halleluja. Wat weer uitgesteken. Je moet altijd uitsteken, jong. Je moet altijd uitsteken. Je is welkom in het huis van de Heer. Elkeen is verwelkom in het huis van de Heer. Elkeen is welkom. Zo. Alles ons min met maak die saak, zolang ons die Heer dien. Ons gaan nie rondom ons kykie. Hy soms sê, kykie meer rondom my nie. Ek wil glad nie rondom my kykie, ek wil net my oog gevestig hou op Jesus. Halleluja. Ons sal opstaan en geef mekaar 'n lekker handdruk. Wanneer ons mekaar gesien, sondag, ek was hier in die partie, dus ek was op partie. So ons gaan lekker opstaan. Ek is so excited vir next week. Ek is geen wat verjaar next week. Ek moet nog lang wacht. 29 is baie ver. Maar next week verjaar iemand. So jy moet van julle recht by next week. Ons gaan lekker jabula. En die eerste wat verjaar is eindelijk 2 mense wat verjaar. Hulle gaan lekker achteroor sit. En ons moet die dienst waarneem. Hier by ons. President van die Heere. En ons opstaan mekaar lekker anders. Wow.
weer. Ik ben altijd wat Daniel zegt. Klap je handen, stamp je voeten, dat is anders wat niks zegt. Je handen klappen, je voeten stampen, maar ons wat niet moet het doen. Ons kan het maar doen als ons het wil doen. Halleluja, prijs de Heer. Nou vanmorgen, als hij niet bij ons is, ons gaan ons lekker los. Ons gaan lekker van de Heer uitstaan. Laat ons de naam van de Heer lekker groot maken. Dat is net die Heer wat ons moet doen. En zoals hij het nou gezegd heeft, hij is die ware wijnstok en ons is die lote. Ons is zoals die kinders van de Heer, hij lote. Die Heer, ons moet hom nou opdragen. Ons moet voor onze pa kan wijzen, wat kan ons doen. Halleluja, prijs de Heer. Ik kijk je weer rondom mij nu. Ik wil die ratie. Ik kijk je weer rondom mij nu. Ik wil die ratie. Met mijn hart en mijn ziel. Oh, die ratie. Met mijn hart en mijn ziel. Oh, die ratie. Ik kijk je weer rondom mij nu. Ik wil
Halleluja. Wie wil nou nog niet die Here dien? Ons allemaal, dierbare dit is vijandelijk. Daar zie je nog om te zeggen, ik wil morgen die Here dien of wil volgende jaar nieuwe blijkje ontslaan. En dan gaan het eerst die Here dien. Ons moet nou vandaag die Here dien. Van morgen is niet aan ons beloven. Halleluja. Prijs die naam van die Here. Dat is die tijd om rondom ons te kijken. Zoals ik al reeds gezegd heb, onze oom moet gevestigd is op de Here. Als je aan hem waarom? En als je langs kijkt, dan is dat verkeerde goed. Als je rechts kijkt, dan is dat verkeerde goed. Alle oom gevestigd op de Christus. Halleluja. Prijs die naam van de Here. Die bloed van die naam en maak mij vrij. Die bloed van die naam en maak mij vrij. Die bloed van die naam en maak mij vrij. Die bloed van die naam en maak mij vrij. Die bloed van die naam en
van die land, wat ons gestort het op Golgotha. As net dat ons vrede kan maak. Dat ons hier het doen, man. As lekker om hier te doen. As baie lekker. Ik was ook in die wereld. Die wereld, is niet zo lekker zoals bij die Here nie, man. Nee, wat? Baie lekker om hier te doen. Ik denk ons kan sit van een weile. As daar enige dankbare harte is, of bemoedigings, is nooit kans. Ik wil ook net vir die Here baie dankie sê, dat die operatie so mooi geloop het. Ik weet, allemaal het van gebid, pastoor het van gebid. Hij het voorbereiding ook gevraagd voor die operatie, dat hij daarom toe gebeur. Ons het so, ik zeg vir dinkie van morgen, moet ons glo soos nooit tevore nie, dat die operatie gaan gedoen word. En die dankie te stuur vir my een picture, waar hy gechange is in die operasiekleren. Ik kon net zijn dankie, Here, dat hij vinger toegemaakt wordt vandaag. En ik denk, als die vinger toegemaakt is, dan zal hij daarom voor hemzelf goed te kan doen, wat hij graag wil doen. Nou, ik is baie dankbaar voor die Here daarvoor. En ik vertrouw dat zijn hand volkomen zal genees. Halleluja. Prijs die naam van de Here. Ons moet die Here zo vertrouwen. Laat jy, ik denk een vriend van mij zei, een van die kaart wat die gekomen was, dat die Easter weekend. Ze zei voor mij, Marilyn, ik weet niet, lijkt mij, mijn man vertrouw niet die Here nie. Soos wat jy moet die Here vertrou nie. Sy sê, ek sal my laaste 20 rand nou vir jou gee as jy sê jy dit nodig. En ek het dit nie nodig nie. Want ek weet die Here sal voorsien. Halleluja. Sy sê so vertrou sy. Ek sê vir dinkie vanmorgen moet ons vertrou soos wat Annetjie sê ons moet vertrou. Prys die naam van die Here. Die Here is God dierbaar as hy kom regtig vir 'n mens deur. Sonder dat jy gedink dat hy so deurkom. As daar niemand is nie, halleluja. Amen. Amen.
Haleluya. Dankie Suster Martha. Ja, ek is op baie bly met Suster wat terugkom. Hy is die oudste met agterom aan kyk. Ons bid nog steeds vir hom. En die Here sal hom deurdra. As hy wil hê die Here moet ons deurdra. Halleluja. As daar niemand meer is nie, kan ons maar op die been kom en offers en dienes bring. Halleluja. Ngày xưa cái đám đi đào bệnh nó không cười chúng con đang mình phải đào phần gì mẹ không bố mình không cười mình đào đào tới không còn đào bằng cái phần nhỏ đó là đào những cái này đào được bệnh ada di sini boleh kemudian naik dan turun. Apa yang aku terus tapi enggak. Buat mana buruk buruk. Dan sudah buat apa? Apa dah? Buat rumah teman-teman. Ibadah itu eksekusi itu ada benda luas, jauh, contoh luas, dan Tuhan, atau mental juga, jadi dalam benda ada sesuatu baik, mental. Sejarah kita semoga dibilangkan dan berbagai pandai dan al-aliyah amarul bijis mesti kuat berarti mesti nak pandai Allah hidup dan anak hidup kan daripada kamar bench setiap bench itu dalam kawas dalam bench nonton sekali nak sana di kanalnya epik mau kudu dalam dalam melihat sahabat figura ada si offers nafura kurang haleluya. Oh,
experience iets nie. So every day is a happy day. For me and my Lord. Hallelujah. So net vir jou vir ons wat oor kinders in die offers. Here van glory mighty Jesus. Kasi dankbaar Here vir ons Here kan sê Here. Dank U Here vir Here vir die dag ons God wat U gemaak het met koning. Ek wil bid vanmôre Here musiektienes en die offers vanmôre God. Bid Here dat U dit sal seën honderdvoudig dubbelmatig my God. Bid Here dat U die koskaste sal seën waar dit uitgekom het my God alle areas van ons lewe my God. Seën dit my koning in die naam van Jesus tot uitbreiding Here van U werk en alle wat my geld werk Here. Ek wil bid dat U my goddelike wysheid sal gee my God. Hoe om saam dit te kan werk my koning. Ek bid dat U dit sal multiply vanmôre my God. In die naam van Jesus ek bestraf elke vloek wat op die geld is my God in die naam van Jesus. En ek sê baie dankie Here omdat U vermenigvuldig vanmôre God. Omdat U vermenigvuldig Here selfs in ons lewe in my God. Dit is geld in Jesus naam. Al die eer kom U toe. Wat nou verder verlewe in Jesus naam. Amen. Ons sê dankie vir ons Heer. Gebid het vir die offers. As moet ons offers gee hierbaar. As kom op breek die drade en die voeters terwyl die weer werk want die drade stikken. Soos ons gee moet ons met 'n blye hart gee sodat die Here dit kan vermenigvuldig. Gee uit jou hart uit. Gee omdat jy wil gee, nie omdat jy moet gee nie. Jy wil dit gee. Laat ons regtig ons offers en ons tiendes gee. Ek dink altyd die vrou, kom met mami hulle altyd geld. Ek sê, ons gee altyd ons offers en ons tiendes. Julle moet gee tot jy seer kry. Gee hy bietjie wat jy het, alles is jou laaste. Hy vrou in die Bybel, hy het al laastes gegee. En sy was ryklik geseën. Prys die naam van die Here. Nou as jy ook elke dag geld wil hê, nee, kom gooi in jou laaste 10 cent of jou laaste 5 rand, dat is Suster Berlin. Gooi in ons bedrade kom 10. Wat is God se naam? Hier lê die my sal van die werk, die drade stukken. Want ons gooi nie genoeg geld in die pastoor kan nie goed te koop nie. As dat die geld is nie. So, hoe gaan ons goed te koop? Halleluja. Dwal af van die boodskap af, maar ek moes het doen. Halleluja. Ons gaan ons harte nog gereed kry vir die woord van die Here wat sal uitgaan. En dan sal ons weer luister. Kom ons luister. Ek dink die man van die Here kom van Jamestown af om vir ons die woord van die Here lekker oop te maak. Lekker oop te maak. Kom ons vat. Kom ons neem in. Kom ons bid vir die man van die Here en vir sy gesin. Halleluja. Want dit is sommer elke pastoor wat elke keer so van ver af kom hier. Ek dink nou die ene in water aangeloop. Pastoor in water loop hier. Totdat hy is pastoor sommer chaks is so. Baie vinnig. As jy op sy nommer druk en is sommer daar. So halleluja. Laat ons na die man van die Here luister. Halleluja. Yeah.
is, laat die naam geheilig word. Dankie Here vir die voorreg en kans en geleentheid wat ons het om vanmôre saam te kan vergader. Here, waar U teenwoordigheid is, Here, daar is vrede en daar is barmhartigheid. Dankie Here dat ons die woord nou sal oopmaak en bid dat die Here ons oë sal open om te sien die wondere in U woord. Open ons harte, Here, dat ons U woord sal inneem. Dankie dat U woord vir ewig standvastig is in die hemel. Dankie dat U vanmôre, Here, U woord gestuur het om ons te genees, nie net fisiese genesing, maar geestelike genesing in die naam van ons Here Jesus Christus. Word nou verheerlik in ons midde. Dankie vir elkeen, Here, wat die tyd uitgekoop het om saam met ons vanmôre hier te wees. Ons sal bid dat die Here ons seën, dat die Here wil die vensters van U sal oopmaak, die vensters van die hemel, en Here hulle ryklik sal seën met alles wat hulle nodig sal hê vir die reis na die ewige lewe. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. En amen. U kan maar sit, geliefdes, ek groet U in die oorwinnende naam van ons Here Jesus Christus. Die Here is goed. Amen. Halleluja. Die Here is goed. Daar's niemand soos die Here nie. Geliefdes, daar's niemand wat vir jou omgee soos die Here nie. En hy is iemand wat as hy iets gesê het, dan moet jy seker wees hy gaan dit doen. Ons lees in 2 Konings hoofstuk 9. 2 Konings hoofstuk 9. Verlede week het ek vir julle gesê, die Here sê vir Elia, net so wat jy gekom het op jou pad na die berg Horeb, gaan nou weer terug op jou pad. En dan gaan doen jy 3 dinge. Gaan salf vir Ahasiel as koning oor Aram. Aram was hedendaagse Syrië. Damaskus, op jou pad na Damaskus. Gaan soek vir Ahasiel. Dan salf jy hom as koning. En as jy hom klaar gesalf het, dan gaan soek jy vir Jehu. Dan gaan salf jy vir Jehu koning oor Israel. En as jy klaar met hom gesalf het, dan salf jy vir Elisa as profeet in jou plek. Maar ek gaan vir julle vanoggend lees, geliefdes, in die woord van die Here. Elia het nie vir Jehu as koning gesalf nie. Maar hoor wat sê die woord van die Here. Vers nommer 1, toe roep die profeet Elisa, een van die profete seuns, en sê vir hom, gord jou heupe en neem hierdie kruik met olie in jou hand en gaan na Ramot in Gilead. As jy daar kom, kyk dan waar Jehu, die seun van Josafat, die seun van Nimsi is, en gaan in en laat hom opstaan onder sy broers uit en bring hom in 'n binnekamer. Neem dan die kruik met olie en giet dit op sy hoof uit en sê, so spreek die Here, ek salf jou tot koning oor Israel. Maak die deur toe en vlug en vertoef nie. En die jong man, die dienaar van die profeet, het gegaan na Ramot in Gilead. Mag die Here sy woord seën. Vir tydsonhalwe gaan ek vir u kort opsomming gee oor wat die hele hoofstuk betref. Maar soos ek sê, Elia word instruksies gegee deur die Here. Gaan en salf vir Jehu as koning oor Israel. Nou, iets wat vir my, moet ek sê nie regtig sin maak nie, is die Here sê gaan salf koning Jehu, maar daar is 'n koning. Die Here salf 'n koning terwyl daar 'n koning is. En onmiddellik, geliefdes, toe ek hierdie woord lees, toe sê ek vir myself, eintlik die titel van die boodskap sal wees, Anoint and Run. Salf en vlug. Because dit is die duidelike instruksie wat Elisa vir hom gee. Die Here sê, jy moet weet, hy sê die koning, althans die profete seun. Nou die profete seuns, wat die Bybel hiervan praat, is die profete, jong profete wat opgelei word, deur die ou profete om oor te neem as hulle sterwe. Elisa gaan nie self om vir Jehu aan te stel nie. Hy stuur een van die jong profete wat opgelei word, om in sy plek profeet te word,
as hy sterwe. Hy sê vat hierdie kruik en dan gaan jy na Ramoth Gilead. En as jy daar gekom het, dan soek jy 'n man met die naam van Jehu. Jehu beteken Jehovah is here. Or Jehovah knows. Die Here ken Jehu se hart. Die Here verstaan Jehu se begeerte en die Here besluit ek gaan Jehu aanstel oor Israel, alhoewel daar 'n koning is. Met ander woorde, die koning wat daar was, het God nie meer herken as die koning van Israel nie. Omdat hy ongehoorsaam was, omdat hy afgoderry en towery en al hierdie dinge ingebring het, en God het hom net soos wat hy vir Saul gerejected, het God vir die koning Agab vir een kant gestoot. En nou gebeur dit so. Ek het vir myself gevra, maar hoekom vra die profeet die man om te salf en te vlug? Gewoonlik wanneer 'n koning ingesalf word, dan is dit 'n groot partytjie wat gehou word. Konings word genooi, edeles, mense, geliefdes wat gesiene mense in die gemeenskap is, word genooi na hierdie huldige inseëning van die koning. Maar Jehu word in die geheim ingeseën. Nie alle dinge, geliefdes, moet op die voorgrond gedoen word of gesê word of gewys word nie. Die Here gebruik iets hierso, geliefdes, wat hy baie oor nagedink het. Gewoonlik, geliefdes, dan word dit op die horing geblaas en oral word dit gecelebreer en dit word genoem dat hierdie is nou die koning. Because almal moet nou weet dat hierdie is nou die koning. Maar waarom het die Here toegelaat of die Here instruksie gegee dat hierdie man in die geheim ingesalf word as koning? Because toe die profeet seun by Ramoth en Gilead kom, toe moet hy gaan vra, en die Here bewerk dit sodat terwyl hy daar kom, toe sit daar mense sit en gesels. Ek weet nie sit hulle buite of sit hulle in die huis nie, maar hulle sit en gesels. Whatever hulle gesels het, weet ons nie, die Bybel sê nie wat het hulle gepraat nie, maar hulle sit en gesels. En imagine, hier kom iemand in, 'n vreemdeling, en hy vra, is Jehu miskien tussen julle? Almal is verbaas en wonder, maar waarom soek jy vir Jehu? En Jehu staan op en hy sê, is ek. Hy sê vir hom, kyk, en wil hy moet saam met my in die binnekamer kom. Die Here het my 'n woord gegee vir jou. Hy sê nou nie die Here het my 'n woord gegee, ek sê maar nou nie. En vat hom in die binnekamer. Gewoonlik, geliefdes, wanneer mense iemand uitnooi of uitbring, dan kry jy sommer slegte gedagte dat hierdie man gaan die oggend doodmaak daar binne nie is. Maar die ander manne sit, die broers van Jehu sit, die een vertaling, Afrikaanse vertaling sit, die broers van Jehu. Die ander ene sê die offisiere. Maar hoe dit ook al sê, hy staan toe op en hy vat vir Jehu in die binnekamer. En hy vat die kruik. Ek glo nie, hy het 'n groot kruik gehad nie. Because almal so gesien het, hy loop met 'n groot kruik of 'n ramshoring. Hy vat hierdie klein kruik wat in sy sak het. En hy sê vir Jehu, die Here het my gestuur om jou te salf as koning. En jy moet 1, 2, 3 en 4 doen. Jy moet die huis van Agab vernietig. Daar moet niemand oorbly in die huis van Agab nie. Because Agab was ongehoorsaam in my stem. Ek wil niemand sien, veral nie die manlike geslag van Agab nie. En toe hy klaar met Jehu gesalf word met die olie, toe maak hy die deur oop en hy hardloop. Ek wil hy moet lees as hy by die huis kom. Hy hardloop en die mense wat daar sit, Jehu kom nou uit na die, hulle vra vir hom, wat soek die kranksinnige man by jou? Imagine jy het die anointing, en die anointing maak dat mense dink jy is kranksinnig, want die man praat nie sin nie. Hoe kan jy 'n koning kom sorg terwyl daar 'n koning is? En Jehu sê, jy weet hoe praat mal mense.
Hulle maak nie sin nie. Maar geliefdes, die woord van die Here se een Engelse vertaling, hulle kon op Jehu se gesig sien, iets baie groot het in die binnekamer gebeur, because toe hy uitkom, toe lyk Jehu nie meer dieselfde nie. Hulle let nie eens op die olie wat van sy gesig afloop nie. En Jehu sê vir hulle, julle weet hoe praat krankzinnige mense, hulle sê Jehu, sê vir ons die waarheid. Hy sê, die man het my kom stel as koning oor Israel. Die Bybel sê, toe trek hulle kleren uit, en hulle gooi hulle kleren op die trappies van die stoep, terwyl hy afloop, en iemand vat 'n ramshoring, en hy blaas op die horing, en hulle vra, wat se gedruis is die? Toe sê hulle, Jehu is koning oor Israel. Waarom het Jehu, of waarom het die profeet verkies om hom in die geheim te salf? Vir hierdie rede. Daar was 'n koning. Imagine, geliefdes, Jezebel moet nou hoor, haar man is nie meer die koning nie, daar's 'n ander koning. Onmiddellik gaan sy hierdie man wil doodmaak. Daarom sê die man van die Here, as jy klaar gesalf het, moenie worry oor wat Jehu gaan vra nie. Moenie wag tot Jehu jou 'n pet op die skouer gee en vir jou 'n present wil gee nie. Vlug vir jou lewe, because jou lewe gaan in gevaar is wanneer hierdie dinge uitkom. Die Bybel sê, Elia het nie die geleentheid gehad om vir Jehu te salf nie, because Elia was al weg. Elisa besluit, ek gaan nie self af om vir Jehu te gaan salf nie, ek gaan een van die profeet. Dit klink so asof jy die koning minag deur 'n junior te stuur. Gewoonlik stuur jy mos nou die manne in rang, groot, maar hoor hier word ek weet nie, ek kan maar nou sê 'n kind gestuur om hom te salf. Maar hoor die Jehu, toe hy die woord hoor, die Bybel sê toe, spring Jehu onmiddellik aan die werk. Hy het nie nog gevra, wie saam met my is, en wie teen my is. Jehu spring onmiddellik aan die werk. Dat is 'n woord wat hulle noem hier in die Bybel. Toe Jehu ingesalf is as koning, toe sprang hy op sy perd, en gewoonlik, geliefdes, was hy nie op die perd nie, maar hy was op die wa, die perdewa. En Jehu het 'n manier gehad hoe hy dryf. Die stof staan so, hulle sê, as net een man wat so kan dryf soos Jehu, as die stof nie met die wielen uitkom nie, dan is dit nie Jehu nie. Hulle het hom geken as 'n man wat, die Bybel sê, hy dryf die perde soos 'n kranksinnige man. En toe Jehu die geleentheid gryp en sê, die Here op my gestaan, wie ewe teen my is, die Here gaan hulle uitsort. Wie met my is, die Here gaan hulle byvoeg. Wie nie teen my is nie, is vir my. En toe spring hy op en hy gaan nou na Jezreel. Die Bybel sê, toe kom hy by die gedeelte van die grondgebied wat Nabot gehad het. En die woord van die Here sê, terwyl hy aangeryp kom, toe kyk een van Agab se manne deur die verkyker uit die uitkyktoring. En hulle sê, kom iemand aangery. Die koning sê, stuur iemand om te gaan hoor, kom die man in vrede as hy so wild aankom. En hy perderyter hardloop met sy perd, hy slaan die perd, en hy ontmoet vir Jehu halfway, en hy vra vir hom, Jehu, die koning sê, ek moet vir jou vra, kom jy in vrede? Jehu sê, hoorie, wat weet jy van vrede? Val agterin en volg my. Moenie vra nie, val agterin en volg my. En die offisier wat die koning stuur, val agterin. En die man wat uitkyk by die uitkyktoring, hy sê, o koning, daai man het vir Jehu ontmoet, maar hy man kom nie terug nie. Die koning sê, stuur nog 'n offisier en kyk. Toe hy by Jehu kom, die tweede een toe vra hy vir Jehu, die koning vra, as jy so wild aangery kom, kom jy in vrede? Jehu sê, wat weet jy van vrede? Val agterin en volg my.
Hulle het nie geweet, Jehu is in die geheim geseën, gesalf as koning nie. Hy het nie 'n groot baai gemaak nie. Jehu het net geweet, ek het baie min tyd om te doen wat die Here wil hê ek moet doen. Ek moet dit doen vinnig, voordat die Here iemand anders kies. Die Bybel sê toe, sê die koning, laat ek myself gaan. Laat ek myself afgaan. Onthou die instruksie wat die Here wil Elia gegee het. Hy sê, die wie vry raak van die swaard van Ahaziel, Jehu gaan hulle kry. En die wat vrykom van die swaard van Jehu, Elisa gaan hulle kry. Hy het gedink, Agab, toe hy van Nabot doodmaak oor sy wingerd, dat die Here het hom nie gesien nie. Toe hy die man forcefully van sy grondgebied af remove het. Hy het gedink die Here sien hom nie. Hy het gedink alles is honky-dory toe hy hierdie lelike ding doen. En so wil ek jy vanmôre bemoedig, geliefdes. Baie kere word ons leed aangedoen en soms dink die mense jy sien hulle en jy weet nie van hulle nie. Maar die Here sien, die Here wat in die geheim sien, gaan over Jehu die geleentheid gee om vir Agab en sy huisgesin te oordeel. Toe by die gebied kom, toe kom Agab se seun, Joram. Joram gaan nou koning word. En hy kom nou om vir Jehu te ontmoet. Maar Jehu, geliefdes, toe hy hoor, die man kom en vir hom vra, kom jy in vrede? Toe sê hy, hoe kan daar vrede wees, terwyl jou pa iemand anders se grond gevat het? Hoe kan daar vrede wees, terwyl julle afgoderry bring? Hoe kan daar vrede wees, terwyl julle towery in Israel gebring het? Hoe kan daar vrede wees? En toe Joram dit hoor, toe draai hy om weg te hardloop, maar toe vat hy die pyl uit sy boog en hy skiet hom. Skiet hom agter die rug, dat hy pyl deur sy hart tref. En hy val op die grond, en Jehu ry, hy sê maar, die Here het ons gepraat van die man se bloed. Die man se bloed roep vir revenge. Vat hom en gaan gooi hom in die gebied waar hulle vir Nabot doodgemaak het. Gaan gooi hom in daai gebied. En so wil ek jy vanmôre bemoedig, geliefdes. Die Here sien en die Here ken elke fynere detail. Toe Jehu die stad inkom, toe staan Jezebel Jace op haar balkon en sy kyk so, hier is iets wat die Bybel baie spesifiek in is. Sy vat gremering en sy maak haar oë swart en sy maak haar naels rooi. En sy staan, en terwyl Jehu aangery kom, toe staan sy by die venster en sy sê, ja, Jehu, jou moordenaar, sy het vir Joram vermoor, vir wie kom nie nou? En Jehu kyk so, hy sê wat die manne wat saam met haar staan, as julle by my is, gooi haar af. En so gedoen, toe vat hulle haar en hulle gooi haar, dat haar, die woord van die Here sê, God het gesê, sy sal nie begrawe word nie. Vir haar ongehoorsaamheid en haar uitdagende manier teenoor die Here, het die Here gesê, niemand sal sê, hier lê die graf van Jezebel nie, sy sal nie begrawe word nie. En toe sy die grond slaan, geliefdes, die Bybel sê haar bloed het gespat teen die mure en teen die perde se wiele, die bene, het haar bloed gespat. En Jehu gaan, die volgende dag val het hom by. Hy sê, maar ons was 'n vrou laat vermoor, en sy daar, gaan kyk waar is haar liggaam, dan tel jy haar liggaam op en dan begrawe jy haar. Die Bybel sê, toe daar kom, toe is daar niks oor van die liggaam, because die Here het geprofeteer deur die mond van Elia, dat haar graf sal daar nie wees nie. So het die honde gekom en haar bloed opgelik. But what am I trying to say by implication? Anoint and run for your life. You know, sometimes, wanneer die Here jou 'n woord gee,
En dan moet jy net gaan om die woord af te gee. Moenie wag vir die respons van die persoon wat die woord hoor nie. Because nou gaan die persoon eers vir jou cross question en seker maak is dit die Here, aanvaar die Here het die woord gegee, sit die woord neer en hardloop. Because dit is in die probleem dat ons staan en luister en staan en wil beloon word. Ek dink dit gaan meer oor die beloning en sê, joh, my broer, jy klokslag, hierso, dat ek jou bless. Because die Here wil nie sy eer deel met niemand nie. As hy gesê het so, dan moet dit so gedoen word. En die profete seun kom by Jehu, geliefdes. Jehu gaan aan met sy daaglikse werk. Ek dink in my gedagte, is maar nou my view. Jehu was lankal gereed om koning te word. Hy het net gewag vir die regte tyd. Die tyd was nie reg nie, because hier is 'n koning, Agab, na Agab gaan Joram koning word sy seun, maar die Here kom en hy onderbreek hierdie gewoonte wat in Israel was. Hy sê, jou seun sal nie koning word nie, ek gaan vir Jehu koning maak. Because Jehu, die Bybel sê, is 'n man wat geluister het, alhoewel hy nie heel hartig geluister het, wat die Here gesê het, alhoewel hy nie heel hartig gedoen het, wat die Here hom beveel het om te doen nie. Hy het gedoen wat reg was in die oë van die Here. En die Here elevate hom. Die Here vat hom onder sy vriende. Enige van hy vriende wat saam met hom aan tafel gesit het, kon die Here gekies het. Maar die Here kom en hy sê, Jehu, jy is die man wat ek soek. Wag vir die regte tyd vir die Here se woord. Wag op die regte tyd vir die anointing. Moenie vooruit hardloop nie. Moenie groter dinge wil doen as wat die Here jou beveel het om te doen nie. En so het Jehu gesit, aangegaan met sy daaglikse dinge. Hy sê, ag, wat is maar weer een van daai dae. Is maar net weer een van daai dae. Maar hoor jy, daai spesifieke dag het die deurbraak gekom vir Jehu. En die profetiese woord word vervul. Gaan en gaan salf vir Jehu. Alhoewel Elia nie die geleentheid gehad het om self vir Jehu te salf nie. Ek weet nie wat die rede was nie. Miskien was hy te besig, miskien was hy te gou weggeneem, maar whatever die probleem ook was, Jehu was ingeseën op die regte tyd. God's timing is always the perfect timing. God se tyd is die regte tyd. En so geliefdes, het Jehu die koning van Israel geword. Ek dink hy het meer as 20 jaar geregeer. En wat die Here ook vir hulle gedoen het, kan die Here ook vir ons doen. Sometimes we've got a desire, ons het 'n begeerte om vir die Here dinge te doen. Maar ons is nog nie in die limelight nie. Is nog nie ons tyd nie. Is nog nie ons God se plan vir ons nie. Sommige mense kom baie vinnig na vore. Maar ek wil oor u bemoedig en sê, wag op God se tyd, because God se tyd is die regte tyd. Moenie haastig wees om ingeseën te wil word as evangelis en as apostel, as profeet nie. Moenie haastig wees nie. God se tyd is die regte tyd. Alhoewel ek sê Jehu was lankal gereed om koning te word. Waarom sê ek, hy was lankal gereed? Because toe die man hom kom self, hoor hy toe spring hy op sy perd en hy ry. Hy gaan voor die opdrag uit, asof hy lankal die opdrag gekry het. Die opdrag kom nou net deur. En daarom sê ek, Jehu was lankal gereed. Hy het net gewag. Somtyds, geliefdes, skep die Here nie vir jou 'n platform tussen groot skare mense nie. Moenie bekommerd wees nie. Beywer jy jou in die dinge van die Here. Lees die woord van die Here. En bid die Here, because wanneer die Here die atmosfeer skep, dan is jy en ek gereed vir die groot crowd. God is preparing us. Die Here is besig om ons voor te berei. In die, dat ons nog nie in die limelight is,
in die groot skare beteken nie dat ons moet ophou en ons moet minder doen en ons moet minder insit nie. Ons moet des te meer insit vir die Here. Because wie weet, as die atmosfeer en die platform geskep word, dan moet jy ook al in jou hart voel, ek het lankal hierdie geleentheid, ek het lankal verwag, die Here gaan my oprig, ek het lankal verwag, die Here gaan my tussen groot mense plaas. So, wees soos Jehu, wag op die regte tyd van die Here. Because as hy regte tyd kom, geliefdes, dan val al die puzzelstukkies mooi in plek. En Jehu, geliefdes, se planne, so jy sê, weg was voorspoedig, because die Here het Jehu se hart geken. Die Here ken jou hart, die Here ken my hart. En die Here weet presies, dit wat ons om voorvra, wanneer gaan hy dit vir ons gee? Dit wat ons voorbid, wanneer gaan hy dit vir ons gee? Moenie nou minder wil bid, omdat jy voel, die antwoord het nie deurgekom nie. Des te meer moet ons nou meer bid, ons moet nou meer insit, ons moet nou meer die Bybel lees, ons moet meer in die teenwoordigheid van die Here is. Because as die geleentheid kom, en die Here jou vorentoe bring, dan gaan die mense ook verbaas wees en vra, maar waar was jy al die jare? Hoe is het dat jy nou eers na vore kom? Hoe is het dat jy nou eers van jou laat hoor? Waar was jy al die jare? Hoekom het jy jou nie eerder ontmoet nie? Dan is dit die regte tyd wat die Here vir ons geskep het. Daarom wil ek jy vanmôre bemoedig, geliefdes, whatever jou begeerte is, moenie verslap in gebed, moenie verslap in diens, moenie verslap nie, because die Here gaan vir ons deurkom. En so wil ek jy vanmôre bemoedig, geliefdes, imagine, jy is ingeseën as koning in die geheim. Ek wil hoor jy die stadium moet weet, hoor jy die mense moet van waar af, hulle moet weet, die cameras, die TV-cameras moet daar wees, die cellfone moet daar wees, ek sê die media moet daar wees, printed media, elkeen moet op die nuus moet het wees, maar hoor die Jehu word hier in die geheim geseën, in die binnekamer, daar is nie eens 'n tweede getuie nie, is net hy en die profeet wat hom inseën. Die melding, jy word so ingeseën as 'n apostel of 'n profeet, daar in die binnekamer, sê hoor die Here sal vandag in as apostel en ek wil sê, nee, hoor die wag eers, ek wil hê die einde van die maand, want almal nou, maar hoor die Jehu kom uit die huis uit, ek weet nie, ek het regtig besef wat aangaan nie, because sy gelaat aan die woord van die Here, het verander toe hy uit die binnekamer uitkom, en toe hy sy vriende in die buitekant ontmoet, dat hulle moet dit uit hom uittrek en sê, wat het die krankzinnige man kom doen? Sê vir ons die waarheid, because ons kan op jou gesig sien. You know, sometimes moet 'n mens nie te haastig wees, om dit wat die Here jou in jou lewe geplaas het, met ander te deel. Maar hoor die Jehu staan daar so, en die oomblik toe Jehu sê, die krankzinnige man het my kom self as koning. En ons selfs as hy die spreekwoord het toe as die koel deur die kerk. Die vriende of die broer van Jehu het net nodig gehad om dit te hoor, because toe erken hulle hom, hulle het hom al erken as koning, alhoewel hulle niks gesê het nie. Toe trek hulle oorkleed uit en hulle gooi dit op die trappe neer, hulle sê kom, Jehu is koning oor Israel. Die mense vra, wat se gedruis is die? Wat se geraas is die? Jehu is koning. Daar was nie eens tyd vir Jehu om te celebrate nie. Daar was nie tyd vir Jehu om te deel of, kom ek sê, na te dink oor wat gebeur het nie. Because die Here plaas dit in sy hart om sommer onmiddellik aan die werk te spring. As jy al 'n koning gekry was, sommer onmiddellik aan die werk spring. Die koning wil eers 7 dae celebrate, maar hoor die Jehu spring aan die werk en hy ry daardie perde waar van hom, dat die koning ook sê, Agab sê,
sy sien die man wat op die uitkyktoring staan en hier oor kyk. Hy sê daar's net een man wat so ry. Hy het vir Jehu geken deur die manier hoe hy ry. Hy ry dat die stof staan. Jy weet ook, as Jehu aangekom het, julle moet uit die pad uitstaan, julle moet pad oopmaak, because Jehu gaan bo oor jou ry. En hulle sê toe die man aankom, toe sê die koning, is net een man wat so ry. En hy is Jehu. Daar's net een man wat kon gesalf gewees het vir hy geleentheid, en hy was Jehu. Sy gesindheid was reg, sy hart was reg, en hy was op die regte plek. Die Here stuur 'n profeet om. Jy sê, soms geliefdes dink 'n mens, ag, niemand sien wat ek doen nie. Niemand sien hoeveel offer ek op om te bid. Niemand sien hoeveel offer ek op in terme van tiendes en in terme van offerande, in terme van worship en praise. Niemand sien regtig wat ek opoffer nie. Maar ek wil u môre bemoedig en sê, die Here sien wat u opoffer. En die Here gaan u beloon. Daarom sê Paulus, moenie ophou om goed te doen nie. Moenie ophou om die Here te dien nie. Moenie ophou om te offer nie. Moenie ophou om te prys nie. Moenie ophou om diens by te woon nie. Because die Here gaan jou beloon as jy nie verslap nie. Waarom dink jy baie mense word geseën? En dan sien ons met daai dag wanneer die Here ons seën, en dink jy, is gisterse dinge. Is nie gister en eergister, is al die tye wat die Here dopgehou het, wat jy opoffer vir die Here. Ek hou so van die woorde wat een van die manne gesê het. Ek dink is Spurgeon, of is het Charles Finney, een van hulle. Hy sê, time spent in the presence of God is time well spent. Amen. It's time gained in eternity. May the Lord bless you. Geliefdes, mag die Here u seën, en mag u volhard in die gebed, en mag u, geliefdes, nie verslap nie, because op die regte tyd, as ons nie gaan verslap nie, gaan die Here vir ons, God will reward us. He's a rewarder to those who diligently seek him. As ons hom soek met ons hele hart, hy sê, ek gaan my laat vind, as jy my soek met jou hele hart. Mag die Here u môre seën, en mag die Here u gebed beantwoord. Kom ons sluit die oë en ons bid die woord. Vader, ons is vir ewig dankbaar vir wat u gedoen het. Ons dank die Here dat u alles ken, en u alles weet, en Here, u ken elke een van ons swakhede, ons stryd en ons tekortkominge. En ons bid dat die Here ons in die tyd waarin ons u gefaal het, waar ons u teleurgestel het, Here, waar ons wetend en onwetend dinge gedoen het, Here, wat teenstrydig was met u woord en u wil vir ons lewe, bid ons dat die Here ons sal vergewe. En help ons, Here, om vast te staan, onbeweeglik, liewe Here, in die goeie werk waartoe u ons geroep het. Seën my broers en susters soos hulle ingekom het. Mag die Here hulle gedagte vernuwe. Mag die Here hulle krag gee om deur stryde en probleme staande te kan bly. In die naam van ons Here Jesus Christus. Baie dankie, liewe Here, ons vrees u alleen. Want Here, u woord sê die vrees van die Here is die beginsel van wysheid. Dit is my gebed, dat die Here elkeen sal seën, na die rykdom en barmhartigheid van u genade. Baie dankie, liewe Here, vir broeder Aldien se operasie wat 'n sukses was. Mag die Here se genade en barmhartigheid, Here, wie alles ken 'n volbraakte werk sal doen, in Jesus magtige naam. Baie dankie, Here, gedurende die week, het ons nie geweet wat om te verwag. Sommige was siek, maar Here, ons is dankbaar dat ons vanmôre saam kan wees om u te prys en te aanbid. Ons kan vir u sê al die eer, al die prys en al die aanbidding kom aan u toe. Seën ons dan verder hierdie dag terwyl ons op u wag in Jesus naam. Amen. Die Here seën u geliefdes, baie dankie dat u gekom het. Ontvang die seën van die Here en geliefdes, ons gaan die bid hier nie meer Dinsdag hou nie, ons gaan 'n switch maak na Woensdag. Wednesdays, right? So from this week on, gaan ons 'n biddingssessie Woensdag wees. En die Here seën u.
En nou mag die genade van God en die liefde van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees met die sy en bly tot die Here kom toe kom daar besien is. Amen.